Goeiemôre, dit is dan 30 Mei vandag. Dit is die lesing 289 van die Groot Johannes Evangelie boek 2 en ons is nou al by hoofstuk 184. Ek hoop almal het daarom 183 deurgegaan. Weersiens met Sireneus. Nou vir die wat nou nie weet wie Sireneus is nie, net 'n bietjie agtergrond. Hy is die tweede magtigste man in die Romeinse ryk naas die keiser. Hy is ook 'n oom van die keiser, sover ek kan onthou. Hy is familiebande met die keiser gehad en hy is dan die ou wat aangestel is oor die hele Klein-Asië, waarin hierdie gedeelte Judea nou val, en oor 'n deel van Afrika. En hierdie man het ook, toe Joshua babatjie was en Herodes die babas vermoor het Sireneus met hom gevlug vanaf Sidon na 'n plekkie in Egipte met die naam van Ostracine, klein haweetjie, en daar het hy vir hulle 'n huis gekoop en hy het vir hulle gesorg en hulle het wonderlike seëninge van hom ontvang vir 3,5 jaar wat hulle in Egipte was. So hy ken Joshua van babatjie af en hy's baie lief vir Joshua. Ons het dit maar net gesê, vers 184, of ons hoor al om die draai baie mense stemme. Is nou iemand sê hulle is op pad. Dit was Sireneus met sy hele gevolg. En langs Sireneus reeds op 'n klein bergperkie in mooie Romeinse klere gehulde Josua, die seun wat deur my Joshua in die nuwe grafkelder van Jairus uit die lang doodslaap opgewek is. Dit het ons ook gelees in vorige lesings. Hierdie ouetjie was 18 maande dood. Daar was net verrotte bene in die kus. En Joshua het net gespreek en toe staan daai seun op. Toe Sireneus op die taamlik rein plek voor die hut aankom, vra hy beide seuns of dit die woning van die ou soldaat Markus was. En die seun sê met 'n diepe buiging: "Ja, magtige meester en gebieder." Op daardie oomblik stap Markus ook met die gepaste Romeinse eerbied na Sireneus toe en sê: "Hoë meester en gebieder, niks ter wêreld sou my kon weerhou het om onmiddellik uitvoering te gee aan u goedgunstige oproep nie." Want Sireneus sê hy moet na hom toe kom. "Maar ek herberg 'n gas met 'n aantal van sy leerlinge en begeleiers, wat vas en seker 'n God moet wees, omdat hy enkel deur te wil dinge doen wat 'n sterflike mens nog nooit op hierdie aarde gedoen het nie. Hierdie hemelse gas kon ek onmoontlik alleen laat, omdat hy my met weldade oorlaai het, en my hut nou nie meer armsalig nie, maar baie ryk is, want ek is nou in besit van 50 sakke gevul met die beste wyn. My 5 groot vishouers is vol met die voortreffelikste en beste visse. Ook peel my voorraadkamer uit van allerlei uitgeleese voedsel. En sout en hout het ek ook meer as voldoende vir die res van my lewe. Wat sou ek, ou man, nou nog meer wil soek en verlang? Maar nie slegs ek, maar ook my 8 kinders is baie goed versorg, want ek het vandag ruim 400 silwerstukke ontvang, wat vir my baie geld is. Bovendien sal ek seker nog enige honderde goeie silwerstukke ontvang, uit dieselfde bron waaruit ek vandag die 400 heeltemal eerlik en opreg ontvang het. Nou sê Sireneus: "Dit klink baie goed en dit verbly my verseker nog meer as vir jou, dat ek jou, een van my oudste krygsmakkers, so geseën kan aantref. Maar bring my nou na jou wonderbaarlike gas. Ek het spesiaal vir hom uit die stad na jou toe gekom, want ek het vermoed dat na aanleiding van die berig van die bode, dat jou wondergas die goddelike Joshua uit Nasaret moes wees. Hom kan ek in der ewigheid nie genoeg dank vir die reusagtige weldade wat hy my geestelik en liggaamlik bewys het nie. Bring my maar daarom dadelik na hom toe." Die rede waarom Sireneus my nie dadelik gesien het nie, was omdat ek met die leerlinge nog aan die tafel gesit het.
wat in die diepe skadu gestaan het van 'n groot kastanjeboom, waarvan die dig beblaarde takke hier en daar tot op die grond neergehang het. Markus bring Sirenius en Josua dadelik onder die kastanjeboom in na my toe. Toe Sirenius my Joshua sien, wel daar trane van vreugde oor die weersien in sy oë op en hy sê, ja, dit is u, soos wat ek gedink het. Hoe is ek nou weer ontsettend bly en geseën, omdat ek die onbeskryflike hemelse barmhartigheid ten deel val, om u wat vir my alles is, na die verstryking van talle dae weer 'n keer te sien en met u te praat, en deur die asem van u mond opnuut geseënd en vir ewig lewend gemaak te word. O Meester, my eerlik en waaragtig bo alles geliefde Joshua, ewige Meester van die hele wêreld en van alle hemele, hoe diep staan ek tog by u in die skuld, ten eerste vir elke minuut wat ek leef, en ten tweede vir die buitengewone weldaad, wat my deur u ondeurgrondelike wysheid in kus ten deel geval het, toe ek die geroofde belastinggeld weer teruggekry het. O Meester, hoe dikwels dink ek elke dag nog daaraan, uit watter verskriklike verleentheid u my deur u wysheid gered het in kus. En as ek so by myself daaraan dink, dan kom daar steeds trane van dankbaarheid in my oë, en dan moet ek u onder trane aanbid. Nou, hierdie absolute prysenswaardige woorde wat Sirenius uitspreek teenoor Joshua, moet ook in die konteks gelees word van, hier is 'n heiden. Hy is definitief van die verlore stamme van die huis van Israel, maar hy het nie die volheid van die lering gehad van die ouens wat in Judea was nie. Hy het sekerlik nie groot geword onder die wet van Moses nie, alhoewel ek weet uit ander vorige gedeeltes, hy is bekend daarmee. Maar hy herken Joshua dadelik wie hy is, een met die Vader wat alles geskape het, terwyl die ander heersers, en op daai stadium was daar eintlik 2 heersers in Judea, die een was koning Herodes, en die ander was die hoëpriester, Annas of Caiaphas, ek kan nie onthou wat hy nie. En hulle het hom gehaat met 'n passie. Herodes het selfs probeer om hom as baba uit te wis en te vermoor. En hy het soldate agter Joshua aangestuur wat ons nog sal oorlees. Die priesters uit die tempel is aanhoudend deur die hoëpriester opdrag gegee om Joshua se dade te gaan ondersoek instel en as moontlik om te vang en om terug te bring in die tempel in, sodat hulle hom kon doodmaak. Dis die 2 kontraste. En dit is hoekom die saligheid van die volk weggeneem sou word. Ek dink Joshua het gister gesê in die lesing, en aan die heidene gegee gaan word. En dit is hoekom die Jood nooit weer, ooit, as 'n volk sal wees nie, en ook nooit weer die wonderlike salighede en heerlikhede sal kry wat beloof is in die skrif, selfs in die Ou Testament nie, want hulle het die beloofde een doodgemaak. Maar hierdie man wat net sy pinkie kan verroer, dan is die hele tempel uitgewis en Herodes, want hulle het maar net bestaan omdat Sirenius dit gedoen het, alhoewel hy presies geweet het wat daar binne aangaan. Maar vir ons wat belangrik is, hy herken Joshua, hy is baie lief vir Joshua, en hy is ook van 'n groot, nie net 'n verleentheid gered nie, dit is 'n verleentheid wat hom dalk die dood kon gekos het. Want mense het 'n groot karavaan met baie geld, ons praat van massiewe skatte, het van hierdie tempelpriesters hulle vermom, en die ene het hom so goed vermom dat hy so Sirenius gelyk het, en hierdie hele karavaan ingewag het,
en die hele ding in bewaring gevat het, en toe verdwyn hulle. Nou ja, die getuienis van die ouens wat die karavaan van begin af begeleid was, dat Sireneus het die goed gevat. Maar dit was nie hy nie. Hy kon sekerlik bewys dat hy nie daar was op daai oomblik nie, maar dit was nog 'n baie groot verleentheid vir hom. En in daai tyd sou so, as hy skuldig bevind sou word, sou sy kop gewaai het. Dit is maar net hoe dit gewerk het in Rome. Ons gaan aan, en Joshua sê, vriend en broer, kom en gaan regs van my sit, en laat jou gevolg ook daar aan die ander tafel onder die vyeboom gaan sit. Die middagete sal dadelik opgedis word, wat ek vir jou en jou gevolg al van tevore bestel het, want ek het geweet dat julle vandag nog maar min geëet het. Maar hoe gaan dit nou met my Josua? En kan hy daarom al opstaan teen sy engel wat so nou en dan by hom kom? Nou Josua was deur Sireneus aangeneem, en hy het gesê hy sal na hierdie ouetjie kyk. Ek dink ook hy was hier so 'n tiener, want is hy nie ook omtrent 12, 14 jaar oud nie, daarom. Nou kom ons lees hoe engele jou leer. Die leermetode van die engel, opskrif 185. Nou kom Josua na my toe. Hy sien daar al baie forser uit en sê, Meester en lewe van al wat lewe, ek is heeltemal gesond, en die eet en die drink smaak nog steeds vir my baie goed. Maar met die engel, wat my vanuit Sigar elke 3 dae vir enkele oomblikke besoek, is ek nie so gelukkig mee nie. Omdat hy oor alles wat ek teenoor hom sê, steenwerpsels maak. Ek laat my graag onderrig oor alles wat maar goed, waar en nuttig is. Maar as iemand my vandag sê, 1 peer plus 1 peer is tesame 2 pere, en dit dan by die volgende geleentheid nie van my aanneem, dat ek hom aan sy eie uitspraak herinner nie, dan vererg ek my altyd so, en maak byna altyd rusie met my geestelike leraar en opvoeder. Want by 'n volgende keer wil hy my wys maak, dat 1 peer en 1 peer ook wel 3, 4, 5 jaar selfs uiteindelik 'n oneindige aantal pere sou kon wees. En dat op die keper beskou, 1 en 1 nie maar net 2 nie, maar geestelike gesien, elke denkbare getal sou kon voorstel. Want by hom is dit wat hy my by 'n voorafgaande besoek as 'n vaste waarheid vertel het, by die volgende besoek nie meer 'n waarheid wat op homself vasstaan nie. Kortom, hy kom dikwels met sake waarby al my hare dadelik oorent gaan staan van ongeloof. Daarom wou ek u, o meester oor alle hemele en wêrelde, graag vra om die geestelike leraar te vra, dat hy verstandiger met my moet omgaan, of my in die toekoms sy besoek maar moet bespaar. Nou sê Joshua vir hom, ag, liewe Joshua, verdra hom tog maar. Hy lei jou tot die ware wysheid van die hemele, want die geestelike berekening sien baie anders daaruit as die van hierdie wêreld. As ek, Joshua, op hemelse manier met jou sou praat, dan sou jy egter niks verstaan nie. Ek praat egter, omdat ek nou self 'n mens van vlees en bloed is, slegs maar menslik, op 'n aardse wyse met die mense oor sake van die gees. En sien, die mense vererg hulle self, omdat hulle my nie verstaan nie, en baie ook omdat hulle my nie wil verstaan nie. Jou geestelike met tussenpose optredende leraar gee jou wel goed les, maar jy sal sy lesse op hierdie aarde eers begin verstaan, as jy oud is. Maar heeltemal verstaan sal jy dit eers eenmaal aan die ander kant, waar geen vertroebeling van die vlees en bloed hom in jou suiwere siel sal voordoen nie. Verstaan jy my? Nou ja, hoekom is hierdie mannetjie nou, kry hy nou onderrig van 'n engel wat nou lyk of die engel met hom rondspeel en hom nie die
reguit die waarheid vertel nie. As ons nou hierdie Josua vergelyk met Jara, onthou julle nog die wonderlike dogtertjie wat op Joshua se skoot gesit het, ook sommer 12 jaar oud. Sy het Joshua oneindig lief gehad. Meer sê Joshua as enige iemand van sy volgelinge. En sy het alle wysheid gehad. Sy was ontsettend wys, want sy het die wysheid uit die liefde gekry. Maar hierdie kereltjie Josua was nie so lief vir Joshua nie. Hy het wysheid begeer. En Joshua gee hom toe 'n engel om hom met tye te onderrig. Nou hierdie engelse onderrigmetode is 'n bietjie anderste as wat ons vandag skool sal sien. Ons skool is niks anderste as 'n papegaai skool nie. Dit is 'n baie verkeerde manier hoe ons almal onderrig was, want ons was almal in die skool, en hoe dit nog vandag aangaan. Hierdie engel het ten doel dat die leerling self dink. En hy konfronteer hom met goed wat teenstrydig lyk, maar nie teenstrydig is nie. Omdat hierdie engel vir hom hemelse wysheid leer. Dit het ons nou gesien. Wat Joshua sê, ek leer nie vir julle hemelse wysheid nie. As ek dit vir julle direk moes leer, sal nie een van julle iets verstaan nie. Dit is hoekom Joshua so baie in gelykenisse gespreek het. Want 'n gelykenis is iets wat as jy 'n bietjie liefde vir Vader in jou hart het, jy hoef nie eens baie te hê nie, dan sal jy die storie verstaan en dan sal jy die lering kan opneem. Nou 1 peer plus 2 plus nog 'n peer, as ek nou 2 pere hier neersit, 1 en 1, hoeveel pere is daar? Almal van julle gaan sê is 2. Maar as ek vir jou sê 1 peer plus 1 peer is nie 2 pere nie, is oneindige pere, dan gaan jy vir my sê, maar jy's nie lekker in jou kop nie. Maar as ek geestelik praat, dan is dit so. Hoekom? Want as jy die peer oopmaak, haal jy pitte uit. En jy plant die pitte. En daar kom peerbome uit. En daai peerbome, as ek hulle tyd gee om te dra, dan pluk ek weer al die pere af en ek plant weer al daai pitte. So kan jy sien dat ek binne 'n kort tydjie hierdie hele plaas vol peerbome kan plant. En as ek genoeg tyd het en genoeg plek, plant ek die hele aarde vol peerbome. En dan is die 1 peer plus 2 peer, 1 peer plus 1 peer, nie 2 nie, maar oneindig. Soveel as wat jy tyd en plek gaan hê om dit te kan doen. Hoekom is dit in die gees so? Want in 'n peer se put, en ook so in elke put, is die ewig lewende gees. En in hierdie geval die peergees, wat dan die vermoë het om daai put te omvorm tot 'n groot hoeveelheid pere, wat dan weer ook binne in hulle putte dra, wat nog meer peerbome kan word. Dit is hoe hy in die gees leer, en nou kry hierdie ou 'n bietjie van 'n oorval, want hy is nog jonk, en hy is ook nie onderrig op hierdie manier nie. So ek wil dit net vir julle verduidelik van die 1 peer plus nog 1 peer. Nou sê Josua, na hierdie verklaring van Joshua vers 3, o ja, meester van die oneindigheid, u verstaan ek makliker as my geestelike leraar. Maar as hy my sê dat toorn en liefde eintlik een is, dan kom by my die boonste onder en die onderste bo. En ook as hy sê dat ook die hemel en hel eintlik een is. Laat wie dit wil maar verstaan. Maar vir my verstand is dit 'n baie groot teenstrydigheid. Dit is omdat hy dit met die verstand probeer verstaan en nie met die hart nie. Joshua sê ook daarmee het die engel dit by die regte end. Dit is so. Daarvan sal hy jou 'n klein voorbeeld gee. Dan sal jy die probleem beslis iets wat duideliker sien. Luister dus na my. Let gou op die son. Hoeseer verkoop haar ligstrale jou nie, as sy in die winter op sommige dae so lekker aangenaam en met milde warmte skyn nie. Maar as haar gloeiend hete strale in die sandwoestyne van Afrika
selfs die wit sand begin te smelt, en jy sou in die ligstrale van die son moet loop, dan sou so 'n straal 'n hel vir jou word. Verstaan jy dit? Josua sê, o ja. Joshua vervolg, goed, luister dan verder. Die nag na 'n hete dag, die nag is na 'n hete dag beslis 'n goeie vriendin en weldoenster van die vermoeide mensdom. Maar laat ons hierdie weldoenster byvoorbeeld 30 dae lank voortduur. Dan sal alle mense begin om haar te verwens en te vervloek. Want so aanhoudende lang nag sou op die aarde so alles verstarrende koue teweegbring, dat daar uiteindelik geen organiese lewe meer op haar sou kon bestaan nie. Kyk, so sou die groot weldoenster van die mense alweer in die ergste hel verander. As jy op 'n hete dag 'n wandeling maak en die dors jou begin kwel, en jy kom by 'n suiwere en ryke waterbron, hoe gee 'n sluk uit die suiwere bron dan 'n hemelse verkwikking? Maar diep benede in die dal versamel dieselfde water haar in 'n groot en diep bekken tot 'n meer. As jy daarin val, vind jy daarin die onafwendbare dood. Kyk alweer, dieselfde water wat jou op die hoogliggende bergpad so hemels verkwik het, sal jou benede in die diepte meer dood en sodoende 'n tydelike hel vir jou word. So drink jy ook graag 'n klein beker goeie wyn. Drink jy egter in een keer die hele volle sak leeg, dan sal die wyn jou dood en so ook weer 'n hel vir jou word. Jy beklim graag 'n hoë berg, en die uitsig in die verre verte verkwik jou hart. Maar gestel dat daardie berg op jou val, dan sal dit jou dood en jou so ook weer tot hel word. Hoe verkwik die wind jou hele hart, as hy op 'n hele dag saggies verkoelend langs jou voorhoof stryk? As hy egter 'n storm word, die bome begin te ontwortel, sal hy jou dan nog verkwik? Beslis nie, want dan sal jy op die vlug slaan en 'n plek opsoek waar die storm nie kan kom nie. En so word dieselfde wind wat jou voorheen verkwik het, en as hy al sy krag gebruik, 'n hel vir jou. Daarom is aan elke mens vir alle dinge 'n bepaalde maat gegee, na gelang van sy krag, sy natuur en sy geaardheid. As hy hom by die maat hou, bevind hy hom in die regte orde waarin Elohim hom gestel het, en alles waaroor hy omgee, is vir hom hemel. Maar wanneer hy in wat dan ook hierdie orde oorskry, en 'n wêreld op sy swakke skouers lê, dan sal hierdie wêreld hom vermorsel en tot hel word. Ek dink dit is baie duidelik vir ons hier gesê, dat ons is elke dag, word ons gekonfronteer met die wêreldse sorge, wêreldse laste, nie net van die natuur nie, maar van ook die aard en die gees van die wêreld. En dit moet ons nie self probeer dra nie, want ons sal beswyk. Dit is waarom ons Joshua het, om dit vir hom te gee, en dan dra hy dit. En dan is dit vir ons 'n hemel, want die hemel is in ons hart. Hy sê in vers 13, en so is die regte maat in alle dinge, sowel vir die mens as vir die geeste 'n hemel. 'n oormaat van dieselfde dinge is daarom vir mense en geeste 'n pure hel. Verstaan jy dit nou? Josua sê, ja, nou verstaan ek dit natuurlik goed, en daaroor is ek baie bly. Maar waarom lê die geestelike leraar sy lesse nie so vir my uit, dat ek hulle net soos nou kan verstaan nie? Joshua sê vir hom, ook dit het weer 'n wyse rede. As jou geestelike leraar jou alles somhelder sou uitlê, dan sou jy nooit self begin om te dink en om te beslis nie, of om te oordeel nie. En so dwing hy jou tot nadenke, en self te beslis en te kyk. En dit is dan al die korrekte hemelse manier van les gee. As dit nodig sal wees, en jy die regte rypheid bereik het,
sal die geestelike leraar jou ook by elke les duidelike voorbeelde saamgee. Maar voorlopig moet jy self eers geestelik aktief word, want anders sou jy onmoontlik diepere waarhede van die hemelse wysheid kon verstaan. Verstaan jy dit nou heeltemal goed? Josua sê, ja meester, nou verstaan ek heeltemal wat ek aan my geestelike leraar uit Sigar het. En ek begin nou ook 'n groot liefde vir hom te voel. Joshua sê, en die liefde sal jou die voorbeelde verskaf. As jy die liefde in jou hart het en jy hoor hierdie goed wat nie vir jou verstaanbaar is nie, sal die liefde dit vir jou uitklaar. Jy sal net in jou hart dadelik 'n verklaring kry. En jy weet nie waar kom dit vandaan nie, maar jy weet dis waarheid. Maar nou kom daar iets vir die liggaam. Die vrou, die seuns en die dogters van Markus kom al aan met 'n hele lading spys en drank. Eet na behoefte en word sterk, sodat jy geen honger of dors sal hê nie. Want in my nabyheid moet niemand ooit honger of dors nie, maar elkeen moet geheel en al versadig word, liggaamlik en geestelik. Baie mooi ewigheidswaarde wat hierdie vers is, want in my Joshua se nabyheid moet niemand ooit honger of dors nie, maar elkeen moet geheel en al versadig word, liggaamlik en geestelik. Sirenius en Josua het beide 'n flinke honger en dors en pak daarom goed weg. Ook die mense uit die gevolg laat hulle nie smeek nie, maar volg die voorbeeld van Sirenius gedig. Nou hier is 'n manier wat Joshua vir ons leer van hemelse onderrig. Nou moet ek net teruggaan na ons lesse van baie jare terug, en dit is dat daar 3 vlakke van waarheid is. Natuurlike waarheid, geestelike waarheid en hemelse waarheid. As ons dit na die Bybel toe gaan, dan sal die natuurlike waarheid die lees van die woorde wees, die verhale van Adam en Eva, die verhaal van Samson en Dawid, die verhaal van alles wat ons gelees het, wat ons op Sondagskool geleer het. Dit is die natuurlike waarheid. Maar die geestelike waarheid wat daarin versteek is, wil hy nou hê dat hierdie seun dit self moet ontdek. Maar ons leer dit ook vir ons kinders en vir ons mense, dat die verhaal van Adam en Eva is eintlik 'n teebeeld van die val van die geeste. Die verhaal van Dawid en nie Dawid en Samson nie, wat ek nou gesê is verkeerd, Dawid en Goliat, is 'n verhaal van Joshua teen die Satan self. En so kan 'n mens elke verhaal wat in die Bybel voorkom, het 'n diepere geestelike betekenis. Maar dan is daar ook 'n hemelse betekenis, wat nog dieper gaan as die geestelike. Byvoorbeeld, die verhaal van Kain wat vir Abel doodmaak, is ook 'n voorbeeld van die bose, die sataniese, wat die goeie doodmaak op hierdie aarde. Dis die stryd waarin ons is. Maar dit is ook in hemelse waarheid, is dit die rebelle, engele, wat agter Lucifer aangegaan het. Hulle is die Kain groep, en daardeur het hulle ook die Abel groep, wat in hulle ryk was, in die ryk van Lucifer, het hulle doodgemaak. Abel het niks verkeerd gedoen nie. Abel was 'n goeie mens. En so ook die engele wat nie gerebelleer het nie. Maar hulle het ook geval. Hulle het ook in hierdie materiële toestand beland waarin ons almal nou is. En dit is dan die hemelse waarheid van Kain wat vir Abel doodgemaak het. En so is daar in alle verhale ook 'n derde vlak van waarheid. Joshua kom en hy sê, wanneer hy eindtyd aanbreek, hy sê vlug na die berge, maar moenie terugkeer na jou huis toe om iets uit die huis uit te gaan haal nie. Bly op die dak van jou huis voordat jy
vlug. Nou wat beteken dit? Daai mense het platdak huise gehad en daar was altyd 'n plek waar hulle kon kuier. Is dit werklik wat hy bedoel? Nee, hy praat van jou innerlike geestelike huis. Bly op die vlak wat jy nou is, die hoogste vlak wat jy nou kan wees. En dit kan jy net bereik deur die lering van Yeshua. Elkeen van ons hier, wat hierdie lering ernstig opneem, is op die dak van sy huis. En dis waar ons moet bly, by Yeshua se lering. Ons moet nie afgaan om nou weer iets van kerkleerstellings en ou Israeliet leerstellings te gaan haal nie. Of soos van ons broers en susters weer teruggegaan het en nou saam met mense diere offer. Bloedoffers bring van diere nie. Of ander mense van ons wat alles weggegooi het van die nuwe openbarings. Selfs die boek van herinnering weggegooi het. Terug is by die ou valse Bybels van die kerke. Dan is jy nie op die dak van jou huis nie. Dan is jy nie in hemelse waarheid nie. Dan val jy geestelike waarheid en gewoonlik is die val reguit deur tot natuurlike waarheid. En dan sien jy dat daai mense ook, baie van hulle wat so val, ook plataarde mense word. Hulle glo aan plataarde. En as jy eers daar is, dan is jy so letterlik aan die skrif vas. Want hulle haal al hulle bewyse vir plataarde uit die Bybel uit. Moenie 'n fout maak. Deur selektief die Bybel as 'n resepteboek te gebruik om hulle teorie te bevestig. Maar ons wat die hemelse waarheid het, weet dat Yeshua die aarde op talle male in die nuwe openbaring as 'n balvormige objek beskryf. Vlug na die berge toe. Ek sien deesdae almal is ons moet vlug na die berge toe. Vlug na die berge toe beteken vlug na die hoër dinge van die gees. Die berge stel die hemelse waarheid voor. Die dale stel die absolute natuurlike waarheid en selfs die leuen voor. Laag en hoog. So vlug na die hoër dinge, soos wat ons hier in hierdie papiertjie vanmôre kry. Dit is waarna ons moet gaan, want die hoogste berg is Yeshua. Dit is die hoogste waarheid. Hy is die enigste waarheid en hy sê dit, ek is die weg, die waarheid en die ewige lewe. En geen kerk en geen voorganger kan dit vir jou sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe nie. Hy lieg. Want ons is sondige wesens en ons het nie goed in ons nie. Dit wat in ons is, wat goed is, kom in elk geval van Yeshua af. Niks wat ons het, wat goed is, kom uit onsself nie. Kom alles deur sy gees. En daarmee sluit ek af en hopelik as hy ons so begin onderrig soos wat hy die engel opdrag gee. Onthou die engel het opdrag van Yeshua. Hy doen dit nie op sy eie nie. Juis om hierdie mannetjie 'n bietjie uit te ruk uit sy wysheid uit en dan is die liefde in te kry. Dis eintlik wat hy nou besig is om te doen. So mag ons ook meer liefde vir Yeshua openbaar sodat ons meer leringe kan verstaan. Om in jou hart 'n bietjie met Yeshua besig te raak, gaan baie meer tel as wat jy die boeke gaan vat, die Bybel, die nuwe openbaring en begin lees met jou verstand. Lees altyd met jou hart. Baie dankie. Amen.